Mag die Here jou vandag aanraak en jou regtig ontmoet. 2 bejaarde paartjies het mekaar in hulle gunsteling koffiewinkel ontmoet, soos dit hulle gewoonte was. En die 2 tannies natuurlik het dadelik met mekaar begin gesels en later toe besluit oom Sarel en oom Frik ook om met mekaar te praat. Anders gaan hulle nou net die hele tyd daar sit en vir mekaar kyk. Oom Sarel vra toe vir oom Frik: "Gaan jy nog na daai geheuekliniek toe?" Oom Frik antwoord: "Ja, nee, dit help my regtig om beter te onthou." En oom Sarel vra toe baie nuuskierig vir hom: "Wat doen julle alles daar?" Oom Frik antwoord en hy sê vir hom: "Hulle help ons om goed te onthou deur woordassosiasie." Oom Sarel sê vir hom: "Dit klink goed. Ek dink ek moet dit probeer. Wat is daai kliniek se naam?" Oom Frik bly 'n oomblik stil. Hy dink baie hard. Hy vra vir oom Sarel: "Ag, wat noem jy die ding wat so skyn deur die dag en vir ons hitte gee?" Oom Sarel sê: "Die son." Hy sê: "Die son, ja." Hy dra na sy vrou toe, hy sê: "Sonja, wat is daai kliniek se naam wat ons help met ons geheue?" Vriende, 'n mens se geheue is 'n snaakse ding. Ons onthou die goed wat ons eintlik moet vergeet en ons vergeet die goed wat ons eintlik moet onthou. Ons vergeet waar ons selfoon neersit. Ons vergeet waar's die huis en die kar se sleutels. Ons vergeet hoekom ons in 'n vertrek instap en wat ons eintlik daar gesoek het. Jy mag nie jou man of jou vrou nou tik nie, dis lelik. As ons inkopies gaan doen, dan vergeet ons die helfte van die goed wat ons moet koop. So ons skryf dit op 'n lysie neer. Dan vergeet ons die lysie by die huis. Ons vergeet verjaarsdae. Ooms, ons vergeet huweliksherdenkings. Baie van ons vergeet mense se name. Laat my dink aan die 2 tannies wat by die kerk lekker gestaan en gesels het. En so rukkie in die gesprek sê die een tannie vir die ander een: "Weet jy, die ergste ding van oud word is dat 'n mens se geheue nie meer so lekker werk nie. En dit jou gereeld in die steek laat." Sy vra vir haar: "Ek weet dat ek jou ken. En dit voel of ek jou jare al ken. Maar sê net vir my, wat is jou naam?" En die ander tannie antwoord: "Moet ek jou nou dadelik sê?" Vriende, dis nogal erg as mens jou eie naam vergeet. Maar ek hoor, as mens daarom nog onthou dat jy vergeet, is daar nog hoop. Maar die goeie nuus wat ek vandag met jou wil deel, is dat daar iemand met 'n hoofletter is wat nooit jou naam sal vergeet nie. Daar's iemand met 'n hoofletter wat nooit van jou sal vergeet nie. En ek weet die realiteit is dat dit vir baie van ons al gevoel het, veral in teëspoed, veral in die woestyn, asof God so bietjie van ons vergeet het. As jy nog nooit so gevoel het nie, moet ons vir jou hande klap. Want meeste van ons het iewers in ons lewe al die ervaring gehad om vir God te sê: "Here, die nie so bietjie van my vergeet nie." Weer die Israeliete, hulle het daai ervaring gehad. Hoor wat vra hulle in Jesaja 49 vers 14. Sion sê: "Die Here het my verlaat. Die Here het van my vergeet." Die Message vertaling las by, hy sê dat dit voel of die Here glad nie eers weet dat hulle bestaan nie. Dis hoe hulle voel: "Here, U het van my vergeet." Dan antwoord die Here hulle, Jesaja 49:15, dan sê hy: "Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs al sou iets kon gebeur, ek sal jou nooit vergeet nie." En dan sê vers 16:
ook vandag vir jou. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Dis wat die Here vandag vir ons wil sê. Dis wat hy gesê het vir die volk, toe dit vir hulle gevoel het of God hulle vergeet het. Vandag sê die Here, maar jou naam staan in my handpalm. Dis hoe naby jy aan my is. Ek sien jou naam elke dag voor my. Ek ken jou op jou naam. Jy behoort aan my. Jesus kom later in die evangelies en sê in Johannes 10 met hierdie selfde gedagte, niemand sal jou uit God se hand kan ruk nie. Niemand. Jou naam is in sy handpalm. Stefan Joubert het 'n paar jaar terug geskryf oor die idee dat jy aan God behoort en dat jy God se merk dra. En ek het die week bietjie daaroor gaan lees, bietjie meer navorsing daaroor gaan doen. En dit was net vir my so amazing dat ek gevoel het ek wil dit vandag met jou deel. Ek het nou gesê ek sien in ons survey wat ons die laaste 3 jaar opneem dat so baie van julle vra dat ons oor openbaring moet preek. En hier so 'n stukkie openbaring vandag vir jou. Spesiaal net omdat jy so mooi gevra het vir die laaste 3 jaar al. So 'n stukkie openbaring. Ek gaan nie oor dit openbaring preek nie, maar net so 'n stukkie. Kan ek gou sien, julle kan hande opsteek. Wie het al gehoor van die merk van die dier in Openbaring? Sjoe. As ek gevra het wie het gehoor oor Jesus, het dalk net die helfte hulle hand opgesteek, ek spot. Almal van ons het al gehoor van die merk van die dier. Net daar's 'n klomp teorieë rondom dit, dat dit 'n microchip is, dat dit 5G is, en glo dit of nie, gaan Google dit, dat dit die inenting is. Dit alles, glo mense, is die merk van die dier. Baie mense kry koue koors, of wat pimperelle koors, as hulle aan die merk van die dier dink of daaroor praat. So 'n stukkie vrees wat in ons harte loskom. Ons lees van die merk van die dier in Openbaring 13, spesifiek ook in vers 16 tot 17. Dan sê dit die volgende: hy verplig al die mense om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Dis belangrik. In bold, op hulle voorkop is die naam van die dier of die getal van sy naam. Mense wat aan die vyand behoort, gaan gemerk word met sy naam. Weet jy, as jy dit nie weet nie, weet jy dit nou, dat die duiwel is eintlik maar net 'n copycat. Hy kan niks oorspronkliks doen nie. As jy gedink het hy kan, gaan lees weer die Bybel. Ons raak bang en benoud wanneer ons lees oor die merk van die dier, soveel so, ons 'n klomp teorieë en stories opmaak, en dat ons nooit verder lees nie. Want raai wat sê Openbaring 14 vers 1, dit sê die volgende: Toe het ek die lam op die Sionberg sien staan, en by hom 144.000 mense, hoor hierso, met sy naam en sy Vader se naam, waar? Op hulle voorkoppe. Die naam van die dier sal op hulle regterhand of op hulle voorkop wees. Nou sê Openbaring 14, sy naam en sy Vader se naam sal op hulle voorkoppe wees. Weerens, nie 'n openbaring preek nie, maar daai 144.000 mense, jy moet oor Openbaring iets onthou, dis altyd in beelde geskryf, meeste van die tyd. Moenie dit letterlik gaan lees nie. En hierdie 144.000 mense wat genoem word in hierdie teks, is nie fisies soveel mense nie. Ek gaan nie daarop ingaan nie, maar dit beteken eintlik maar net alle gelowiges. Dis 'n beeld vir al die gelowiges. So hoor mooi, wat moet jy hoor vandag? Die vyand sê, hy merk sy mense.
Maar hier's die ongelooflike, die deel waaroor ons nie opgewonde raak nie. God sê, ek merk my mense. So ek verstaan nie waarom ons so vreesbevange raak oor 'n merk van 'n dier en dis nou al hierdie goed en daai goed as God sê, weet jy wat? Ek merk jou. Jy behoort aan my. Openbaring 22, ongelooflike teks in die Bybel, wat afspeel na die wederkoms in die nuwe Jerusalem, dan sê God die volgende, daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Dis nou na die wederkoms, nuwe Jerusalem. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees. En sy dienaars sal hom dien. Hoor hierso vers 4. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. So ek wil vandag vir jou sê, as jy weer bang raak vir die merk van die dier of al die goed en al die teorieë rondom dit, dan moet jy net vir jouself herinner, weet jy wat, ek is klaar gemerk. Die merk wat ek dra is God se naam, want ek behoort aan hom. Waarom moet ek dan bang wees vir al hierdie ander goed? Ek behoort aan God. Sy naam. Hy het my gemerk. So ek wil vandag vir jou sê, as jy in 'n woestyntyd van jou lewe kom en die vyand weer vir jou wil sê, God het van jou vergeet, dan kan jy maklik vir hom sê, hey jou boeta, ek is gemerk. En nie net dit nie, my naam staan in God se handpalm. Hy sal nie ooit van my vergeet nie. Want ek behoort aan hom. So die vraag is nie eintlik of God ons onthou nie. Die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, is onthou jy hom? Want ons het vir mekaar gesê dat hy ons onthou. Nou wil ek weet, hoe lyk jou lewe? Onthou jy enigsins God in jou lewe? Want onthou is 'n belangrike term reg deur die Bybel. Dis vir God belangrik dat ek en jy sal onthou. En daarom ook ons tema, moenie die Here vergeet nie. Die opskrif van ons wandelteks vir hierdie week. Moenie die Here vergeet nie. Ons wandelteks is Deuteronomium 8, vers 1 tot 20. As jy jou Bybel het, kan jy solank oopmaak daarby. Ek hoop regtig van harte dat jy hierdie teks in die week gelees het. Vriende, ek en Oom doen regtig moeite om dit so vroeg as moontlik vir julle te stuur, sodat julle dit 'n paar keer kan lees deur die week. Sodat jy by die Here kan hoor wat hy vir jou wil sê. Want onthou, die Here preek nou maar altyd eerste vir my. So wat julle hoor is eintlik die Here se preek vir my. Daarom wil ons sê, gaan lees die teks. Gaan hoor wat wil die Here vir jou sê. Deuteronomium 8. Voor ons 'n paar verse gaan lees, in hierdie klomp verse is daar 'n paar belangrike woorde. Die opskrif sê, moenie die Here vergeet nie. Vers 2 sê, jy moet onthou. Vers 5 sê, dit moet diep in jou hart, wees. Die Engelse vertaling sê, remember. Vers 11 sê, sorg dat jy nie die Here vergeet nie. Vers 18 sê, jy moet die Here jou God nie vergeet nie. Vers 19 sê, as jy ooit die Here jou God vergeet. So kan julle hoor, wat is vir Moses die sentrale boodskap in Deuteronomium 8? Die volk moet onthou. Hoor julle hoe belangrik is dit vir hom? En die Here wil vandag vir my en jou sê, ek en jy moet onthou. Hoekom? Hoekom is dit vir hom belangrik, vir Moses? Hoekom is dit vandag vir my en jou belangrik? Vers 2 sê, jy moet onthou hoe die Here jou God. Nou om te verstaan hoekom onthou vir die Here so belangrik is, moet ons gaan kyk na wat is hierdie woordjie onthou. In Hebreëus
Die Hebreëse woord zakar. Nou as jy nou in jou kar klim, dan onthou jy, dis zakar. Dan gaan jy nooit hierdie woord vergeet nie. Zakar. Sê nou net hoe belangrik is onthou. Onthou om te onthou, zakar. Zakar beteken to recall to mind, to recount, or to think about, om oor te dink. Ag, dit klink nie vreeslik insiggewend nie, maar dit beteken nou maar net, ek moet dit na my gedagtes toe bring, ek moet daaroor dink. Maar die verduideliking in Hebreëus van die woordjie zakar is die volgende. Die woord zakar beteken om te onthou, maar dan in Hebreëus is dit nie net kognitief nie. Dit beteken om te doen dit wat jy onthou. Jy onthou en dan neem jy 'n aksie. Zakar beteken as te ware dat jy word dit wat jy kies om te onthou. In Hebreëus sê dit wat jy onthou bepaal jou aksies. Dis 'n kragtige en 'n deelnemende konsep in die Bybel. Jy sien, want ek en jy vriende, ons oriënteer ons lewe in die rigting van dit wat ons kies om te onthou. Kan ek dit vir jou makliker verduidelik, meer eenvoudig? Ons sê die woordjie zakar beteken om daaraan te dink. OK? Hoor wat sê Spreuke 4 vers 23. Wat jy dink bepaal alles wat jy doen. So met ander woorde, om te onthou beteken ek dink daaroor. Hierdie teks sê dit waaroor ek dink gaan bepaal wat ek doen. Met ander woorde, wat ek kies om te onthou beïnvloed my aksies. Dit beïnvloed hoe ek optree teenoor God en teenoor ander mense. Daarom sê Moses vandag, onthou God. Draai jou lewe, oriënteer jou lewe in die rigting van God. Maak dit sin? Net iemand vir my 'n kopknik kan gee, dan weet ek, wonderlik. Zakar, draai jou lewe in die rigting van God. Onthou God. Nou kom ons in hierdie teks, kan nou vers 2 tot 4 saam lees. Tog gevoel ek moet net iets oor die prentjie sê. Ek het hierdie prentjie gekies omdat die plek waar Moses homself bevind in die boek van Deuteronomium is eintlik presies hier in die middel. Dis 'n preek wat hy vir die volk gee voor hulle die beloofde land ingaan. So hulle het getrek 40 jaar deur die woestyn. Nou staan hulle daar in die middel, op die punt om die beloofde land in te gaan. En hierdie boek van Deuteronomium is Moses se laaste preek wat hy vir hulle gee. Meeste van die boek. So as jy jou Bybel het, is jy baie welkom. Ons gaan net vers 2 tot vers 4 saam met mekaar lees. Deuteronomium 8 vers 2. Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie gehoorsaam of nie. Die oorspronklike vertaling en die 2020 vertaal het ook so, hy wil weet wat is in jou hart, sê hy vir die volk. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed. Iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Dan sê hy, jou klere het in die 40 jaar nie verslyt nie, en jou voete het nie geswel nie. Tot sover in die Here se woord. Moses kom en hy wil vandag vir die Israeliete 2 belangrike goed leer. Dit waaroor ons boodskap gaan vandag. Die Here wil vandag vir jou 2 belangrike goed leer wat jy moet onthou.
Die eerste ding het ons nou net saam gelees. Dis asof Moses sê, weet jy wat, ek wil jou herinner, onthou wat die Here in die verlede vir jou gedoen het. Dis die eerste ding wat Moses sê. Moses sê, ek wil hê jy moet dink aan die woestyn, ek wil hê jy moet dink aan wat God in die woestyn vir jou gedoen het, so ek herinner jou, onthou God se goedheid in die verlede. So dink aan hoe goed die Here vir jou was in jou verlede. Waardeur jy gekom het tot nou toe. En toe ek hierdie teks in Deuteronomium 8 vers 2 eintlik tot vers 7 gaan lees, het daar 'n klomp goed vir my uitgestaan wat hy sê, wat het God in die verlede gedoen? En die eerste ding wat regtig my aandag gevang het, is dit wat Deuteronomium 8 vers 2 sê. Hy sê, jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Dis asof Moses wil sê, ek wil julle herinner, onthou God se bystand. Hy herinner die volk, die Here het julle gelei in die woestyn, soos 'n wolkkolom, soos 'n vuurkolom. Die Here was teenwoordig elke oomblik in jou lewe in die woestyn. Moses herinner die volk, God is in jou moeilike tye teenwoordig. En hier is die realiteit vir my en jou, God is altyd teenwoordig in ons lewe, maar ons kies ook om net sy teenwoordigheid te sien wanneer dit moeilik gaan. So in jou eie lewe, dan sê die Here, ek wil jou herinner, onthou die woestyntye waardeur jy is. Onthou ek was daar teenwoordig. Saam met God se teenwoordigheid en sy leiding, natuurlik sy voorsiening, sy uitkoms, sy nabyheid, sy goedheid, sy guns, sy beskerming, sy teenwoordigheid. Die woestyntye in jou verlede, sê God vandag, onthou, ek was teenwoordig. Jesaja 41, ongelooflike belofte in die woord sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek is teenwoordig. So maak nie saak wat se seisoen jy op hierdie stadium in jou lewe is nie, of dit 'n woestyn is of dan nie, onthou hoe God teenwoordig was. Onthou God se bystand, ook in jou verlede. Tweede ding, wat hy in hierdie teks sê, wat is dit van die verlede wat ons moet onthou? Deuteronomium 8:3, ek het dit in die Amplified opgesit. Hy sê, he humbled you and allowed, is nogal belangrik, and allowed you to be hungry and fed you with manna, a substance which you did not know. Moses sê vir die volk, wanneer jy terugdink aan jou verlede, onthou God se begeerte. So onthou God se bystand, toe jy in 'n woestyn was, en dan sê God, vandag vir jou, Moses vir die volk, onthou God se begeerte. God sê, Moses sê, ekskuus, hy sê, weet jy wat? God het toegelaat dat jy honger ly. Want hy wil hê jy moet honger wees, sodat jy kan besef, ek het iets nodig. En dan sê God, dan voorsien ek vir jou iets, wat jy nie eers ken nie. Weet jy dat dit die boodskap is deur die hele woestyn tog? Het jy al gaan dink, hoekom? Hoekom het God die volk deur 'n woestyn laat trek? Hoekom het hy hulle 40 jaar in 'n woestyn laat bly? Kom nie in een of ander land of dorp of streek nie. Hoekom die woestyn? Want hulle moes leer, ek kan nie vir myself voorsien nie. Ek het iemand nodig wat vir my moet sorg. En daarom sê God, ek het toegelaat dat jy honger word, sodat jy moet besef, ek is die een wat jou moet voed. Met goed wat jy nie jouself kan produseer nie. Ek wil hê jy moet van my afhanklik wees. En weet jy wat? Dis God se begeerte. Vir almal, vandag,
dat jy, hoor mooi, dat jy van hom afhanklik moet wees. Daai begeerte het nog nooit verander nie. Dat jy in alles moet besef, ek het die Here nodig. Ek kan nie self nie. Dallas Willard sê, God's address is at the end of your rope. God's address is at the end of your rope. God is juist te vind in die plekke in ons lewe waar ons van hom die meeste afhanklik is. En dis 'n groot geskenk. Psalm 143 vers 5 tot 6 skryf die psalmdigter dit baie goed. Hy sê, toe ek onthou het, belangrik, van die begin af, dat hy vir my gewys het hoe sterk hy is, en ek het nagedink oor die hele wêreld, en alles wat hy gedoen het, dan sê hy vers 6, toe het ek besef, ek kan nie sonder hy klaarkom nie. Die herinnering vandag vir my en jou, die seisoen in jou lewe, onthou, God wil hê, jy moet van hom afhanklik wees. Jy moet hom nodig hê. En dis hierin, vriende, dis in hierdie afhanklikheid van God, waar Moses 'n tweede groot uitnodiging lê, as hy praat van onthou. In Deuteronomium 8 vers 7 tot 11 beskryf Moses die oorvloed van die land wat vir hulle wag. So ons het nou gelees oor hoe die Here hulle uit die woestyn gebring het, hoe hy hulle gelei het, hoe hy wou hê hulle moes weet dat hulle van hom afhanklik is. Nou beskryf Moses die beloofde land. En hy sê vir hulle al die wonderlike goed wat vir hulle wag in die beloofde land. En dan kom hy in Deuteronomium 8 vers 12 tot 14, dan sê hy vir hulle die volgende: hier's al die great goed, daar sien julle al die wonderlike goed wat vir julle wag. Dan sê hy, wees versigtig. Waarskuwing, wees versigtig, dat wanneer jy eet en versadig word, en goeie huise bou en dit bewoon, pas op, wanneer jou beeste en jou kleinvee vermeerder, en jy baie silwer en goud kry, en alles wat jy het, skielik meer word, wanneer jou beeste meer word, wanneer jou geld meer word, dan sê Moses vir die volk, pas op, dat jou hart nie hoogmoedig raak nie, en jy nie die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte land, uit 'n plek van slawerny, uitgelei het nie. Hoor jy daai waarskuwing? Pas op. Verder, vers 15 tot 16, dan herinner Moses weer vir hulle, hier's al die great goed, hier's wat die Here vir julle in die woestyn gedoen het, en dan kom hy weer, bitter belangrik vandag, Deuteronomium 8, vers 17 tot 18, dan sê die Here, pas op, wees versigtig, as jy sou dink, my krag en my magtige hand, het vir my al hierdie rykdom verkry. Dis dan, wanneer jy hierdie goed dink, wanneer jy dink is my eie krag, dis my eie mag, dis my eie, dan sê God, dan moet jy die Here jou God onthou. Want dit is hy wat vir jou die krag gee om rykdom te verkry. Ek het hier op my blaaisshoe gesit met sulke klomp dots, want ek wil hê dit moet 'n oomblik insink, dat God vandag vir jou sê wat hy sit. Pas op, dat jy nie dink, dit wat jy het, jou magtige hand, dis jou krag. Hy sê, wanneer jy daai goed begin dink, dan moet jy onthou. Is nogal ernstig, vriende. Die Here is bitter ernstig vandag om te sê, as jy in 'n seisoen in jou lewe is waar dit met jou goed gaan, is dit wonderlik.
En jy mag asseblief daardie seisoene beleef. En jy hoef asseblief nie oor daai seisoene skuldig te voel nie. Want dit is ook 'n wonderlike geskenk wat God vir jou gee. As die Here vir jou voorsien, as die Here vir jou sorg, bo verwagting, hoef jy nie daaroor skuldig te voel nie. Maar daar's 'n waarskuwing, ook in daardie seisoen. Pas op, moenie die Here vergeet nie. Die vers sê, onthou, dit is hy wat vir jou die krag gee om rykdom te verkry. Moses waarsku die volk, moenie hoogmoedig raak nie. En ons baie teksverse in die Bybel wat ons waarsku hierteen. Maar ek wil 2 uit Spreuke met jou deel. Ag net sommer dit so 'n bietjie komieklik ook vir my was. Spreuke 11 vers 2 sê, wanneer hoogmoed kom, dan kom skande. Ag, die Message vertaling sê, the stuck up will fall flat on their face. Spreuke 16:18 sê, voor ineenstorting is daar trots. En voor die val is daar hooghartige gees. Die Message sê, first pride, then the crash. The bigger the ego, the harder they fall. God se begeerte, ons het nou net daaroor gepraat, is dat ek en jy van God afhanklik moet wees. En ek het vir julle gesê, dat hierdie volgende onthou van Moses, kom vanuit ons afhanklikheid van God. Hoekom? Kom sê ek dit. Weet jy wanneer gebeur hoogmoed in my en jou lewe? Dis wanneer ek en jy te veel onafhanklik van God begin leef. Kan ek dit weer sê? Weet jy wanneer kom hoogmoed in jou lewe? Dis wanneer ek en jy te veel onafhanklik van God begin leef. Wanneer ons te veel dink dis my krag en dis my magtige hand. Daarom sê hierdie teks, jy moet dan onthou, dis God. Kom ek verduidelik dit so, prakties. Onthou jy toe jy 'n kind was? Want van julle baie lank terug onthou. Ek nou net gesê Zakar, nee, bring dit na jou gedagtes toe jy 'n kind was. En jy op jou Kersfeeslysie 'n speelding neergeskryf het. En onthou jy die gevoel toe jy dit gekry het wat jy so graag wou hê? Julle, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek onthou die jaar toe ek 'n Batman speelding gekry het. Die joy, die dankbaarheid, ek kon nie genoeg dankie sê nie. Ek het nog steeds nie geweet wie Kersvader is of waar hy vandaan kom nie. Onthou julle in die Liberty Sentrum was daar so 'n rooi Kersvader boks ding wat daar gestaan het, dan elke jaar jou briefies daar gaan ingooi. Weet jy wie daai goed gekoop nie? Maar 'n Batman speelding. So dankbaar. En ek besef toe, as kind is jy baie meer dankbaar as wat jy ooit is as groot mens. En jy was meestal as kind so dankbaar omdat jy nie die vermoë gehad het om self te kry wat jy wil hê nie. Hoekom was ek so dankbaar vir daai Batman speelding? Want ek kon hom nooit vir myself koop nie. Net soos dankbaar as kind omdat jy geweet het jy's afhanklik van ander mense en meestal jou ouers. Om te kry wat jy besef jy nie self kan kry nie. Al is dit 'n draairoomhuis. En my vraag is dan, wanneer het dit begin verander? Wanneer het ons hierdie stuk dankbaarheid wat ons as kind gehad het, verloor? En ek dink vir die meeste van ons was dit die dag toe jy jou eie werk gekry het. Julle, ek onthou dat ek my eie BlackBerry die eerste keer kon koop nadat ek 'n vakansiewerk gedoen het en ek my eerste geld gekry het.
Maar nou kon ek ook 'n cool selfoon hê. Ek kan nie vir julle beskryf hoe dankbaar ek was om te kon werk nie. Hoe dankbaar ek was vir my eerste selfoon wat ek self gekoop het. Nou gradeer ek elke 2de jaar op. Dink julle ek is nog steeds so dankbaar vir die foon wat ek kry? Jy sien, om R100 op jou naam te hê, is vreeslik opwindend, as dit jou eerste R100 is. Hoe meer jy het, hoe makliker is dit om jou dankbaarheid te verloor. Ek dink julle sien dit by jou eie kinders. Skaarste skep dankbaarheid. En ons wat hier sit, meeste van ons, leef in 'n relatiewe wêreld vol oorvloed. Nog 'n faktor wat insluip, as jy 50 jaar oud is, eerder as 5 jaar oud, dan sê jy vir jouself, weet jy wat? Ek het darm my deel ingesit. Ek het ure en ure gewerk, oortyd op oortyd. Weet jy wat, ek het klaar gemaak met universiteit toe al die ander uitgeval het. Ek het gespaar vir my eerste kar en my huis. Ek het nie my geld of my toekoms by jolplekke spandeer nie. Ek het dit nie in casinos uitgemors nie. Ek is verantwoordelik. En dan begin dit so stilletjies in ons harte begin ons dink, weet jy wat? Ek verdien. Ek het dit verdien. Dan kom Moses, hy sê vir die Israeliete, pas op. Pas op dat jy nie dink dis jou 40 jaar se trek deur die woestyn nie. Onthou, dis die Here jou God. Want weet jy wat, vriende? Dis God wat my en jou in staat stel om al die goed te hê wat ons het. Dis God wat genadiglik vir jou voorsien het. Dis God wat vir jou voorsien het om universiteit toe te kon gaan. Dis God wat vir jou werk voorsien het. Alles wat jy het, ons moet besef, daar's 'n stuk genade daarin. Daar's 'n voorsienigheidselement wat ons nie ten volle verstaan nie en wat ons beslis nie self kan produseer nie. Ek skryf nie harde werk af nie, asseblief. Maar ek sê vir jou, want dis wat die woord vandag vir jou wil sê, pas op. Daar's die teks. Jy moet onthou, dit is hy wat vir jou krag gee om rykdom te verkry. Dan vra ek die vraag of alles wat ons het, of dit in elk geval bedoel was om net ons eie te wees. Hoe keer ek hoogmoed in my lewe? Eenvoudig in ons teks, Deuteronomium 8, vers 10, sê die volgende: En wanneer julle eet en genoeg het, dan moet julle vir die Here julle God, die Here prys en vir hom dankie sê, vir al die goeie land wat hy vir julle gegee het. Wanneer jy eet en genoeg het om te eet en oorvloed het om te eet, dan moet julle vir julle God, die Here prys en vir hom dankie sê. Vriende, dis bitter maklik om hoogmoedig te raak as ons nie opsetlik kies om nooit ons dankbaarheid te verloor nie. Want glo my, dit kruip stilletjies in 'n mens se lewe in. Want weet jy hoekom is dankbaarheid so belangrik? Dankbaarheid kweek nederigheid. Weet jy wat doen dankbaarheid, vriende, in ons lewe? Dit haal my en jou uit die rol van die ster in ons eie storie uit. Dankbaarheid sê, weet jy wat, ek is nie die ster van hierdie verhaal nie. Ek het iemand
vir wie ek moet dankie sê. Dankbaarheid sê vir my en jou, ten alle tye, in alle seisoene in ons lewe, wees afhanklik van die Here. Maak nie saak wat jy het nie. Wees afhanklik van die Here. 1 Petrus 5 vers 6 sê, plaas julle lewe in die hand van God, in totale afhanklikheid van hom. Waag teen hoogmoed. Deuteronomium 8 sê, wanneer ek God prys en vir hom dankie sê. Hoe kweek jy dankbaarheid? Eenvoudig. Sê gereeld dankie. As jy bid, sê vir die Here dankie. Wanneer jy sing, sê vir die Here dankie. Wanneer jy met mense praat oor God se goedheid, sê vir hom dankie. En net sommer so 'n kantnoot, jy kan maar 'n bietjie meer vir die mense in jou lewe ook dankie sê. Sê vir die Here dankie. Tweedens, moet nooit volle krediet vat vir jou storie nie. Onthou God se goedheid en guns. En laastens, maar nie die minste nie, gee. Kweek ek dankbaarheid, sê dankie. Besef jy is nie die superhero van jou storie nie. En gee. Kan ek ons boodskap saamvat? Daarmee afsluit. Die uitnodiging in Deuteronomium 8 vir my en jou vandag. Moenie die Here vergeet nie. Want hy vergeet jou nie. Jy's gemerk. Moenie God vergeet nie. In elke seisoen, of dit sleg is of goed, onthou die Here. Onthou wat hy in die verlede gedoen het. Onthou sy bystand, sy begeerte. En die tweede ding, pas op vir hoogmoed. Wees in alles van die Here afhanklik en wees dankbaar. God se begeerte is dat ons in totale afhanklikheid van hom lewe. Baie naby aan dit is dankbaarheid. Kom ons bid. Here, ons bely eerstens dat ons soveel keer die held in ons verhaal is. Dat ons nie altyd raak sien die guns in ons lewe nie. Dat ons kla oor hoe goed dit eintlik met ons gaan. Dat ons nie raak sien hoe U vir ons voorsien nie. Daarom kom bely ons dit vandag, Here. En ons wil elkeen van ons wat hier sit, die mense wat luister, ons wil vandag vir U dankie sê. Dankie vir U guns en U goedheid en voorsiening. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen.